Goeiemôre geliefde, dis die laaste dag van die jaar, die laaste dag van 2025. Later vandag gaan mense gaan aftel, hulle gaan fees vier, stil raak. Of dalk net terugkyk, reflekteer op 'n jaar wat net eenvoudig te vinnig verby is, nee. Baie mense gaan kwaad wees oor die vuurwerke. Ek kan sommer al klaar sien hoe gaan Facebook lyk later. Dis daai opbou, nee, al die spanning, maar kom ons wees maar sensitief met mense, met diere. Volgende jaar, ons begin reeds besluite neem, nee. Ons begin reeds dink aan wat lê vir ons voor. In 2026 dink ons dinge gaan anders te wees, nee. Yes, hierdie jaar, net nuwe jaar, so dit gaan outomaties anders te wees. Maar hier is iets belangriks om raak te sien. Om net nee te sê vir die ou, bring nie outomaties verandering nie. Ek dink dis sommer nuwejaarsvoornemings. Jy weet, maar ons sê maar net, ja, hierdie jaar, ek gaan nou op daai ding doen, nee. Ek sê net definitief nee. Nou gaan dit outomaties anders te wees. Maar geliefde, daai werk weinig. Paulus help ons om met hierdie gedagte, met hierdie, eintlik hoe ons sukkel om te verstaan hoe dinge werklik verander. In Efesiërs 4:22, en ek het gister reeds hierdie skrif gedeel, maar ek wil dit weer met julle deel. Hy sê, julle moet wat julle vorige lewenswandel betref, die ou mens aflê, wat deur misleidende begeertes verteer word. Julle moet nuut word in julle denke en julle nuwe mens aantrek, wat na God se beeld geskep is in ware geregtigheid en heiligheid. Nou let mooi op, hy sê nie net lê af nie, hy sê ook trek aan. Baie mense bly vasgevang omdat hulle heeltyd fokus op wat hulle nie meer wil doen nie, maar hoe langer jy op die ou fokus, eintlik wat gebeur is, jy beweeg net nader daaraan, maar dit begin vat net jou gedagtes oor. Ware verandering gebeur wanneer jy omdraai en doelbewus na iets nuuts toe beweeg. Dis nie net om weg te stap van die ou nie, dis om nader te stap aan dit waartoe God jou roep. So vandag op die drempel van 'n nuwe jaar, kan jy jouself een eerlike vraag vra. Nie wat wil ek los nie, wat is al die ou dinge wat ek wil los nie, daai is belangrik. Maar vra eerder, Here, waarna toe roep U my? Want 'n nuwe jaar begin nie met 'n sterker nee nie, maar met 'n duideliker ja. Môre op Nuwejaarsdag gaan ons praat oor hoekom God se planne nie afgelaai word nie. Dit is nie soos 'n download nie, maar dit is iets wat ek en jy moet ontdek. Maar vandag mag jy hierdie jaar afsluit, nie net deur iets af te lê nie, maar deur met verwagting na iets nuuts toe te draai. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir U genade oor ons lewens, en dankie dat wanneer ons in ons begeerte om nader in U te beweeg en nader in U te leef, begin kry ons nuwe sin en betekenis vir ons lewens. En daarom is my gebed vandag hier op die laaste dag van 2025, dat ons sal afreken met die ou dinge deur te fokus op die nuwe. Nie 'n nuwe jaar en nuwe vooruitsigte nie, maar dit wat ons nuut maak, omdat Christus ons nuut maak. Here, mag ons ingaan met 'n geestelike ingesteldheid, 'n rigting wat vir ons nuwe vrede en nuwe hoop en nuwe durf bring, want ons kies om naby aan U te leef. Daarom vra ek, Here, mag ons afreken met die oue en dan aantrek dit wat nuut is. Mag ons nie oop en leeg spasies los nie, maar mag ons werklik getransformeer word deur aan te trek dit wat Christus ons na toe roep, 'n lewe naby aan hom. Dis my gebed vir ons elkeen, en dan wil ek ook net sê dankie, Here, vir 2025, dankie vir 'n jaar wat vol vreugde was, vol opwinding. Daar was seertye, daar was moeilike tye, daar was dal van doodskaduwee tye, Here, maar daar was baie hoogtepunte. Daar was baie vreugde oomblikke, en daar's baie om voor dankbaar te wees. En daarom, Here, wil ons U vereer vir 'n fantastiese 2025. Ons loof U en ons vertrou U vir nog 'n beter 2026. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.